Goeiemôre geliefdes. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 10 vanaf vers 1 tot 12. Die sending van die 72. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beers of 'n rat met groetery tyd verkwis nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom kom. Sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Ons lees dit tot sover. Geliefdes, hoeveel keer is hierdie teks nie al gepreek nie? Hoeveel keer is dit nie al gebruik as een van die grootste voorbeelde, van die grootste opdragte wat Jesus gehad het nie? Een van die laaste groot goed wat gebeur het in en deur Jesus op aarde. Hoe moeilik klink hierdie opdrag vir jou? Om 2 uit te gaan na mense toe, na hulle huise toe te gaan en met hulle te gesels. Klink dit vir jou maar baie soos 'n dominee wat gaan huisbesoek doen by mense wat hom of haar graag daar wil hê en wil hoor wat hierdie persoon te sê het? Of is huisbesoek van iemand vreemd in jou eie huis iets wat jy glad nie wil hê nie? Klink hierdie opdrag vir jou maar voor die hand liggend? Of maak dit jou bang tot in jou kor om net te dink om so te gaan na wildsvreemde mense toe en die evangelie sommer net so met hulle te deel? Kom ons probeer gou vir 'n oomblik dink hoe dit vir hierdie 72 moes wees om hierdie opdrag te hoor en so die pad te vat. Wanneer ons die Bybel lees en ons probeer verstaan wat dit sê, maak ons baie keer die fout om die alledaagse werklikhede van Jesus en die disippels te vergeet. En om te vergeet wat die wêreld is waarin Jesus en sy disippels gebore is en geleef het, sal maak dat ons die wonder van hierdie teks eintlik baie maklik kan mis. As ons vergeet dat die Here in 'n ander wêreld as ons wêreld gesterf het en opgestaan het, dan sal ons dalk vir 'n oomblik misverstaan hoe baie ander sosiale reëls het vir die mense van daai tyd gegeld. Hulle gedagtes en veral hul optredes was gedomineer deur die sosiale konvensies van veral eer en skaamte, 'n persoon se reputasie en 'n persoon se reinheid. Natuurlik is sekere van hierdie sake vir ons ook nog vandag belangrik. Maar vir die mense van die Bybelse tyd het dit hulle ganse lewe gedomineer, in 'n rigting gestoot, beheer, bepaal. Elke aksie, elke woord is bepaal deur 'n stel reëls wat vir ons vandag eintlik baie vreemd is. Behalwe die sosiale konvensies wat die lees en die verstaan van die Bybel regtig baie moeilik maak, kan ons maklik die punt ook van vandag se teks mis, vanuit 'n praktiese oogpunt. So in hierdie teks wat ons nou saam gelees het, hoor ons hoe Jesus die 72 uitstuur na dorpe en plekke wat hy beplan om te besoek terwyl hy op pad is na Jerusalem toe. En vanuit hierdie oogpunt klink dit eintlik soos 'n baie eenvoudige opdrag wat hy vir hulle gee om te doen, wat hy vir hulle sê. Vir ons om na 'n buurdorp toe te gaan, na 'n ander stad toe te gaan, is eintlik baie maklik, nê? Jy klim in jou motor, jy vra vir jou GPS of jy die maklikste, kortste roete te kies. Nou gat jy. Enige land is vir ons toeganklik. Jy kan by jou huis sit en 'n kaartjie koop na enige plek op die aardbol, was vir ons eintlik nie 'n struikelblok oor waarheen ons wil gaan en wat ons wil gaan doen nie.
Dis egter 'n heeltemal 'n ander storie vir die 72. Ons moet 'n gedagte hou dat die vervoermiddel vir hierdie mense grootendeels hulle voete was. 'n Klein afstand wat vir ons 'n paar minute sou neem, sou vir hulle natuurlik 'n hele dag vat om af te lê. Verder is 'n groot uitdaging vir hulle natuurlik, dis gevaarlik. Op vele plekke in die Bybel lees ons van rowers langs die pad, selfs wilde diere wat vir mense 'n bedreiging kon wees op hulle pad. Dink maar net aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. So wanneer Jesus hierdie opdrag gee, kan ons maklik die fout maak om te dink, maar dit is baie eenvoudig geweest vir hierdie 72 om te gaan. Dit was eintlik enorme uitdagings vir hulle geweest. Vanuit 'n praktiese oogpunt is die afstand wat hulle onder gevaarlike omstandighede moes aflê, die stuk wat hulle moes loop, 'n baie groot probleem. As ons nou onthou dat hierdie 72 se lewens, soos ons nou gehoor het, gedomineer is deur sekere sosiale konvensies, word die taak wat Jesus vir hulle gee nog moeiliker. Kom ons verduidelik hierdie stelling. Die afstand wat hulle moes loop is 'n struikelblok vir hulle, maar dis nie die ergste afstand wat hulle moes aflê nie. 1-1, 'n baie groot vrees in hulle harte gekoester het, 'n groter vrees as die pad wat hulle moes loop. Toe ons die teks vanoggend saam gelees het, is ons sekerlik dieselfde van julle sommige van julle wat dieselfde angs ervaar as hierdie 72. Die angs het te doen met die opdrag van Jesus self. Jesus stuur mense om aan die deure van vreemdelinge te gaan klop. Hy vra vir hulle om by mense te gaan aanklop wat hulle van geen kant af ken nie. En nie net te gaan klop nie, hulle moet so toe gaan en dan vra vir verblyf, hulle moet vra vir kos, en dan moet hulle vertel van Jesus se koninkryk. Dit kan dalk vir jou vandag al soos 'n onmoontlike taak. Ek weet nie van jou nie, maar vir 'n gewone persoon, dink ek, veroorsaak so 'n opdrag 'n onverklaarbare ongemak. Vir hierdie 72 sou die gevoelens wat hulle beleef het net nog swaarder gewees het. Vir hulle was die gevaarlike reistog na die dorp toe nie die grootste hekkie op die plek nie. Die groter afstand, die groter uitdaging, sou ek sê, is vir 'n Jood om aan 'n deur te gaan klop van sy buurman, van iemand wat nie 'n Jood is nie, van iemand wat anders is. Vir 'n Jood om te gaan klop aan iemand se deur wat hy nie ken nie en nie weet wat daar binne gaan gebeur nie. En wat dit aan hom gaan doen nie. Jy moet onthou, gedurende Jesus se tyd op aarde, het meeste mense mekaar as vyandig beleef. Jy en jou naby familie het gekompeteer met ander families. Net so het verskillende dorpe en verskillende gebiede met mekaar gekompeteer. En hierdie kompetisie was daar, omdat mense, volgens die sosiale konvensies van die dag, geglo het, daar is net baie beperkte goedere. Ons het onthou, die mense van die Bybelse tyd het meestal onder haglike omstandighede geleef. En daar was nie 'n baie groot, hoë lewensverwagting nie. Hulle het gekompeteer vir baie basiese goed, kos, water, blyplek, veiding vir hulle diere. En die kompetisie het nie net oor hierdie beperkte alledaagse lewensmiddele gegaan nie. Dit gaan nie net oor hoeveel water daar is nie, dit gaan ook oor hoeveel eer daar is in ons samelewing. Dit is nie soos vandag, waar sosiale media maak, dat enige persoon eintlik oornag beroemd en gewild vir huishoudelike naam kan word nie. En dan nie net sommer enige persoon kan dit word. En honderde mense kan dit word. Oornag, populêr, gewild, bekendom en eer en aansien. Geld en rykdom was nie in daai wêreld die heel belangrikste en enigste ideaal wat mense wou gehad het nie. Mense wou eer gehad het. Mense wou aansien gehad het. Die essensie was jou publieke reputasie. Dit was jou status binne in 'n gemeenskap waarin jy geleef het wat mense wou opbou, wou hoor hê, wou meer hê. Die hoeveelheid eer wat 'n persoon oor kon beskik. Dit bepaal wat se werk hy doen. Dit bepaal met wie hy mag trou of wie nie, met wie hy mag praat of nie. 'n Persoon se eer bepaal volkome
sy lewe. 'n Tollenaar of 'n prostituut was byvoorbeeld deur die gemeenskap beskou as 'n persoon sonder, en vir daai rede, omdat die samelewing so omgegee het oor hulle reputasie, en omdat 'n tollenaar en 'n prostituut so min omgegee het oor hulle reputasie, sou die samelewing eenvoudig nie met hulle eers wou praat nie. Hulle sou nie met hulle geassosieer wou word nie. Wanneer Jesus dan saam met sulke mense aan die tafel gaan sit, tree hy nie volgens die sosiale konvensies van tyd, van eer en skaamte op nie. Hy onteer homself, met ander woorde, om met sommer enige iemand te gesels, met enige iemand te eet. Wanneer Jesus saam met fariseërs en priesterhoofde en skrifgeleerdes tyd deurbring, dan kan mense hulle oë nie glo nie. Hulle kan nie verstaan wat hy doen nie, want hy doen 'n oneer aan sy sosiale stans. Hy doen skade aan sy reputasie. So nou, wanneer Jesus hierdie 72 uitstuur, sonder kos, sonder 'n beursie, sonder 'n reissak, sonder skoene, verlaag hy hulle dan nou eintlik tot die standaard van 'n boemelaar. Hy stroop hulle van enige eer, enige sosiale posisie wat hulle in die samelewing gehad het. En dan sê hy vir hulle, gaan klop nou by vyande aan hulle deur. Gaan klop nou by mense wat totaal en al teen ons is. Nou as jy dit alles in gedagte hou, kan jy dink dat hierdie taak, wat hierdie 72 gekry het, amper onmoontlik klink. Jesus vra vir hulle om alles te ignoreer van wat vir hulle belangrik is, vir wat vir die mense rondom hulle belangrik is, en na die laagste van laag toe te gaan. Die laagste van laag in die oë van hulle familie, hulle vriende, hulle landgenote. Kan jy jouself dit indink? Is dit nie uiters onregverdig van Jesus om dit vir mense te vra nie? Van sy volgelinge te vra nie? Wie sal bereid wees om so baie op te offer? Wie sal werklik bereid wees om die minste te wees op ons het doen? Sal ons dit waag om te doen wat die 72 gedoen het? Ek dink die antwoord op hierdie vraag, geliefdes, lê in die boodskap van dit wat die 72 moet gaan verkondig. Wat is die boodskap wat Jesus vir hulle gee om te verkondig? In vers 9 staan daar dat hy sê, julle moet aan die mense gaan sê, die koninkryk van God is baie naby. Jesus sê, dis wat julle vir mense moet gaan vertel. Die mense wat julle gaan besoek, die mense wat julle gaan aanklop, ek verstaan die sosiale konvensies en die reëls wat julle so graag wil aan vashou. Ek verstaan die reëls van eer en skaamte en reinheid, van jou reputasie, hoe jy dalk in hierdie tydperk wat jy nou met mense gaan praat, hoe dit jou reputasie dalk kan aantas, gaan asseblief en gaan sê vir mense, die koms van die Here, die koninkryk is naby. Die 72 moet dit in gedagte hou, dat God se koninkryk so naby is, dat hulle dit nie hoef te vrees nie, glad nie. En dit moet maak dat hulle nie bang is om oor die drempel van 'n buurman se deur te loop nie, omdat daar binne God se koninkryk geen aardse grense meer is nie. Met ander woorde, Jesus weet wat hy van hulle vra. Hy weet dat hulle hierdie grens gaan moet oorsteek, en hy vra dit juis, sodat hulle dit kan doen, kan wys, kan kom regstel. Of jy nou 'n persoon met eer was, of 'n slegte reputasie gehad het, of jy rein of onrein is in die oë van die samelewing, dit maak nie saak nie. Die 72 kom sê, kom wys, dat hulle sal die klere van 'n boemelaar aantrek, met niks in die hand nie, en uitgestuur word, want in God se koninkryk maak aardse kategorieë en grense nie meer saak nie. Geliefdes, ons is so erg bewus van die tipe leefstyl wat ons wil hê. Ons is so bewus van die tipe mense wat ons wil wees. Dat hierdie leefstyl wat Jesus aanbied nie so 'n argaïese manier van leef is nie. Om 'n sekere beeld voor te hou, om te voldoen aan sekere sosiale konvensies, is nie net 'n boodskap vir mense van daai tyd nie, maar ook vir ons. Ons wat vanoggend hier volledig in God se koninkryk sit. Ja, met Christus se geboorte, sy lewe en sy dood,
sy opstanding is die koninkryk klaar ingelyf. Het Jesus die koninkryk kom waarmaak, kom lewe gee. Dit beteken in die eerste plek, dat soos in die geval van die 72, tel aardse konvensies en reëls ook nie. Hoe baie keer is ons hoogste ideale in hierdie lewe, nie rykdom of sukses, of selfvervulling, of populariteit nie. Ons sal enigiets doen vir 'n bietjie meer geld, of 'n verhoging, of 'n meer vriende, of 'n selfbevrediging. Ons sal saamstem dat selfsugtigheid en selfsug baie keer hierdie wêreld bepaal en reël. Soos Petrus verloon mense regs en links die Here net om hulle staans 'n bietjie te verhef. Maar om in God se koninkryk te leef beteken dat ons hierdie aardse reëls en beginsels nie volg nie, omdat hierdie nuwe reëls wat Jesus kom daarstel het, kom openbaar het, omdat ons dit vat. En die grootste beginsel het Jesus aan die kruis vir ons gebaar. Die grootste nuwe beginsel het hy kom wys deur homself op te offer en homself te verloon, deur die minste te word ter wille van ons. In God se koninkryk, as ons met God se koninkryk se reëls speel, is die grootste ideaal nie rykdom of populariteit of selfbevrediging nie, maar om die minste te wees. Deur toe te laat dat ons wêreldse aardse begeertes daagliks tweede kom. En God die meeste maak, geliefdes, in dit verkry ons die lewe. In dit verkry ons die koninkryk wat so naby is. Wanneer ons sterf aan onsself, wanneer ons onsself tweede stel, geliefdes, dan verkry ons die lewe van Jesus Christus. Dan verkry ons die koninkryk wat naby is. As ons dit verstaan, was Jesus nie so onregverdig toe hy die 72 uitgestuur het nie. In sy koninkryk is die minste die meeste, terwyl die wat meerderwaardige is, hulle beskou as die minste. In God se koninkryk is die grense wat ons skei waardeloos. Selfs grense wat ons vandag nog daarstel, willens en wetens. Hoe baie keer is ons deel van Jesus se liggaam, maar hou ons mekaar op 'n afstand, is ons agterdogtig. Soveel dinge skei ons van mekaar steeds. Soveel sosiale konvensies, klas, rykdom, vlak van onderrig, die werke wat ons doen, ras. Hoeveel keer ken ons die mense se name wat selfs hier langs ons in die kerk sit? So baie goed, hou nog steeds mure rondom ons, skei ons van mekaar, terwyl ons bely dat ons almal gelyk is in die oë van die Here. Dit gemeente, hierdie aardse dinge, waaraan ons so styf vashou, geliefdes, dit tel niks in die koninkryk nie. Jesus, ons hoef nie bang te wees om uit te gaan soos die 72, om die woorde en dade van die evangelie van Jesus te verkondig nie. Glad nie. God self het ons vooruit geloop, om die pad voor te berei, deur Jesus vir ons te stuur, deur reeds die koninkryk aarde toe te bring. In hierdie koninkryk hoef ons nie te vrees nie. Ons weet die beginsels van liefde vir God en vir ons medemens is die enigste reëls waaraan ons hoef vas te hou. Alles anders is bysake wat mense van mekaar vervreem en seermaak. Ek sê dit weer, die enigste reëls waaraan ons hoef vas te hou op hierdie aarde is 'n liefde vir God en vir mekaar. Alles anders is bysake wat seermaak en van mekaar vervreem. Mag ons hier vandag die wêreld weer ingaan en onsself nie steur aan sosiale konvensies van die dag nie. Mag Christus en dit wat hy ons leer, die enigste rigsnoer vir ons lewe wees. Amen.